Goeiemiddag mense en welkom by Nuus.net. Vandag se storie kom uit Hunsel in die suidooste van Nederland en is 'n goeie voorbeeld van hoe Europa se skynheiligheid hul eie gemeenskaplike vertroue vernietig, deurdat hulle miljoene migrante invoer van die derde wêreld wat nie dieselfde waardes as die Europeërs deel nie. So hierdie rooftog het gister plaasgevind en dit is 'n boeremark wat in Europa gebruik word waar 'n plaas of 'n boer of 'n plot of enigiemand met 'n tuisnywerheid 'n stalletjie of 'n hut of selfs 'n karavaan by die ingang van hulle plaas sit of net op die kant van die pad en hulle sit al die goedere daar binne in wat hulle verkoop, maar hulle bly nie daar die hele dag en soos jy kan sien in die beeldmateriaal, daar's 'n kassie en 'n boek en 'n calculator vir hulle om uit te werk wat hulle neem, en dan sit hulle die geld in die kassie en hulle neem wat hulle gekoop het. En dit is natuurlik iets wat net kan werk as daar sosiale en gemeenskaplike vertroue is. En in Ierland en baie van die Europese lande werk dit so en het dit al vir eeue so gewerk. Maar nou met al die mense wat ingevoer word, wat nie dieselfde waardes het nie, kom hulle en hulle stroop die plek en help hulle self vir enigiets wat hulle wil hê. En hou in gedagte dat hierdie migrante kry gratis akkommodasie in huise, hulle kry gratis gesondheidsorg, hulle kry geld elke week, enigiets wat hulle nodig het, hulle kry hulle net, hulle moet net vra, en dan nog steeds kom steel hulle goed. Nou een van die redes hiervoor is dat hulle die geld wat hulle kry, stuur hulle eintlik terug na hulle land toe waar hulle vandaan kom. Want natuurlik hulle kry alles wat hulle benodig van die Europeërs af. En onthou die wisselkoers byvoorbeeld met Suid-Afrika vir die euro is R20 vir 1 euro. Nou hierdie sogenoemde vlugtelinge kry gewoonlik van 200 tot 500 euros per week. So hulle kan maklik 200 euros per week stuur na die land waar hulle vandaan kom. So sê nou byvoorbeeld hulle is van Suid-Afrika af, hulle kan maklik 200 euros elke week huis toe stuur, dis R4.000. En binne 'n paar jaar kan hulle vir self 'n huis koop of iets. So dis nie iets om oor te lag nie. En die les hier natuurlik is, die is normaal in die derde wêreld. Soos hulle sê, voer die derde wêreld in en jy voer hulle oorloë, haat, vooroordele, siektes, misdade ensovoorts in. Hulle oorloë word jou oorloë, hulle probleme word jou probleme, hulle ideologie word jou ideologie, hul siektes en kwale word joune, hul gewoontes gebrek aan etiket word joune, en dit als word jou probleme, en jy moet daarvoor betaal. Julle sal sien aan die einde van die beeldmateriaal hoe die arme eienaar opdaag en maar net haar arms uitgooi met die verrassing. Laat ek so lank 'n bietjie musiek speel terwyl julle kyk. Wanneer appels nog groei in januari, wanneer bloeisels steeds blom op elke boom, wanneer die geel perskereen val in Februarie, dit is dan dat vryheid ons land sal bekroon. Ek wandel oor heuwels en deur valleie, en steeds met hartseer al wat ek sien, is 'n land van vryheid onteien, en net ons riviere loop vry. Net ons riviere loop vry, ons regte vasgebind in slawerny, ons toekoms kort gesny, slegs ons riviere loop vry. Ek drink tot ons land se afgesterwe helde, aan die manne wie eerder sou sterf, as om te lewe in koue ketens van slawerny, om terug te besorg hul regte wat ontken was. O, waar is jy nou dat ons u benodig, wat brand waar die vlamme eens was? Is jy weg soos die sneeuw van laas winter, en steeds loop net ons riviere vry, net ons riviere loop vry, ons
Ons regte vasgebind in slawerny, ons toekoms kort gesny, slegs ons riviere loop vry. Hoe soet is die lewe wat ons onterf, hoe fyn is die wyn wat dors nie blus, hoe geurig die roos wat afsterf, hoe sag die wind maar dit sag. Wat is goed in die jeug wanneer het vervreem, wat se vreugde nooit wat die waarheid vir my, wanneer daar hartseer is en sonskyn en blomme, en net ons riviere loop vry. Net ons riviere loop vry, ons regte vasgebind in slawerny, ons toekoms kort gesny.